wil vanoggend vir die Here dankie sê, dat hy dit goed gevind het om ons nog 'n Sondag te gee, om in sy huis te kan wees. Amen. Weet jy, God is in alles altyd in beheer. En dit is maklik om vandag te voel jy is op die troon van jou lewe. En môre voel jy sit teen die dale. Want jy is mens. Het is maklik om vandag te voel ek is in beheer van alles wat ek dink is reg en verkeerd. En môre weet ek nie waar ek is nie. Wanneer gee die liedjie op, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. En terwyl ons die liedjie sing, dink ek, ons moet sy woorde bietjie verander. I took back what I gave to him. Hy steel nie alles nie. Skrif sê die duiwel is 'n leienaar van die begin af. En hy het reg gekry om 1/3 van die engele te mislei. Die engele wat God gesien het. Die engele wat in God se teenwoordigheid beweeg het. Het Lucifer reg gekry om 1/3 van hulle te vat. Weens sy misleiding. Hy het hulle nie gesê, los alles wat jy mee besig is en volg my nie. Hy het bietjie misleiding ingebring. Hy het 'n bietjie teekanting ingebring. Hy het 'n bietjie van sy wysheid gebruik, want die skrif leer my, God het hom bo al die engele geskape. En met hierdie wysheid en hierdie slinkse praatjies en hierdie grootmanskap en al die goed hier by hom, het hy in die engele gekweek iets wat gedink het hy's reg. Luister mooi. En dit het veroorsaak dat 1/3 van die engele saam met hom geval het. As hierdie duiwel, wat ons sê hy steel van ons, as dit dan die waarheid is, hy dwing nie een van ons om hom gehoorsaam te wees nie. Hy kom nie soos 'n dief in die nag en hy vat 'n bietjie van jou geloof nie. Hy werk met hierdie selfe wysheid wat hy 1/3 van die engele gekry het om te val, die engele wat God gesien het. En ek en u het God nie gesien nie. Hoeveel makliker is dit vir my en u om maar net toe te gee? Jy het nie nodig om so streng en te lewe nie, ek hoor dit keer op keer, want God kyk nie na die onbenullighede nie. Dit is hoe Lucifer kom en my en u 'n rad voor die oë draai. Jy het nie nodig nie, hoe het hy gemaak met Eva? Is dit so dat God gesê het, julle mag nie van die boom in die tuin eet nie? Nee, nie so gesê nie, maar hy het gesê van hierdie mag ons nie eet nie. Wat sê Lucifer? God het geweet, jy gaan soos God wees. As jy van hierdie boom eet, en die mens wil mos 'n God in homself wees. Hy wil mos in beheer wees van sy lewe, van die begin van die aarde af, tot en met vandag toe. Wil die mens mos in beheer wees. En so het Lucifer het reg gekry. Dat Eva van die boom eet. En hier kom 'n man. Ja, ek het dit al gesê, ek gaan dit weer sê. En ek gaan dit in die toekoms weer sê. En sy gee vir Adam, sy sê, proei, dis die lekkerste lekker wat jy nog ooit in jou lewe gekry het. En sy mislei haar man. En hy eet. Maar nie een van hulle was bereid om rekenskap te vat van hulle dade nie. En so sit ons vandag in presies dieselfde bootjie. Ons is maklik om na ander mense te kyk en te dink ek is beter dan hy. Hoe ek lewe, ja, so reg. Ek
Ek sit hierdie week en ek dink baie oor die skrif en die Here is met my besig, luister mooi, met my besig. En ek sit op my WhatsApp status wat baie gelees het en baie nie gelees het nie. Het God dan na al die jare verander? Terwyl die skrif sê God is gister, vandag, tot in aller ewigheid dieselfde. God het nooit verander. Een persoon stuur vir my terug, nee, God het nie verander nie. En miskien moet ons onsself bekeer, sodat God homself weer kan openbaar aan die wêreld daar buite. Joh, een persoon. En as jy weet wie dit is, gaan jy sê, nee, dit kan nie wees nie. En ek besluit by myself, ek gaan bemoeienis maak met die een persoon. As God dan is wie hy gesê het hy is, hoekom lewe ons soos ons wil? So tyd terug het ek vir u gesê, ek dink so 'n paar Sondae terug, ek het gaan opsoek en gaan kyk na valse predikers. Want Henry wil ons alles weet. Ek wil ons weet hoe werk hulle, hoekom is hulle verkeerd en baie, ek kan vir u baie predikers gaan uit, dit maak my so mismoedig hier in myself, en ek vra, Here, is daar dan nou regtig, daarom een wat opreg is met u, net een, want bekende name, wat mense aanhang, kom daarby uit, en maak my mismoedig, nee, hoekom begin ek nie, die pad stap, dat die mense kan sê, daar is daarom een nie. Gister kom my paai, nou ek het die saadjie gesaai, hy sê ek het gaan kyk, ek sê wat maak ons beter as dit? Hulle doen dit openlik, hulle weet hulle is vals, maar hy sê hulle weet dit nie, hulle weet dit, hulle mislei duisende mense, want baie navolg hulle na, want die skrif, het dra nie die hoogste gesag nie, hulle doen. Kan ek maar sê wat ek vir pa gesê het? Ek sê, wat maak my beter as hulle? Hulle doen dit openlik. Ek en pa, ek het met my pa gepraat. Steek dit weg. Soos net so skuldig soos hulle. Ons gaan dieselfde pak kry as hulle. Nou wil ek weer vra, het God dan verander tussen 19 die aarde geskep is, ek weet nie wat er jare, 1800, 1700, baie jare terug. Tot en met vandag toe. In die begin was God presies wat hy vandag is. Sy opdragte het nooit verander nie. Maar weet jy wat kry die duiwel dit reg om te doen? Met sy bietjie misleiding. Met sy bietjie verkeerd. Hy kom na my toe. En hy weet wat ek graag wil doen, want hy het gesien in my lewe toe ek in 'n sondaarse lewe was, wat my genot gegee het. En hy sê, nee, God kyk nie na hierdie goed nie, want hy weet, hy het dit dan gemaak. En ek en u vou daarvoor. En ons val, en weet jy wat het ek so 3 weke terug besluit, my pa weet nie daarvan nie, ek luister nie meer valse leraars nie, want binne-in dit lê daar vir my 'n val. Ek luister nie meer na ander predikers nie, want binne-in dit lê daar vir my hoe groot manskap, ek dink ek is beter dan hulle. Ek luister nie na mense se opinies nie, maar wanneer hulle vir my die skrif gee, dan gaan ek na die skrif toe, en ek kyk wat dra die hoogste gesag. Ek gaan iets uiter vandag. Nou, jy weet, die wat op jou WhatsApp is gewoonlik die wat weet wie jy is. So hulle ken my en hulle weet, kijk, ek dra nou maar die naam van ek is kokkie en ek is ongeskik en ek is die kwaai een, hulle weet dit. Hulle weet ek sê wat ek wil en dit maak my nie seer.
Maar weet jy wat sê ek vanoggend vir u? As ek in die sigbare dinge wat God my gegee het, wat in hierdie Bybel opgeskrywe is, nie kan gehoorsaam wees nie. Hoe kan ek sê, ek is gehoorsaam aan die Heilige Gees wat ek nie sien nie? Hoe kan ek sê, ek is gehoorsaam aan God wat ek nie sien nie? Ek het vanoggend vir u gesê, die engele het rondom God gewandel. Lucifer het dit reg gekry om hulle te mislei, dat hulle saam met hom in die afgrond in is. En die skrif leer my, die hel is vir hulle voorberei. Ons hou ons oog so op ander mense, weet jy wat sê die skrif? Luister gou mooi. Gaan net vir die vinnige gou lees in Romeine 2, vers 1. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Lucifer kry dit reg, om my en u so vas te vang, dat ek na 'n ander een se lewe kyk. Presies wat met Adam gebeur het. Here, maar die vrou wat u my gegee het. En die Eva kom en sê, Here, maar die slang, die duiwel. En dit gebeur vandag nog in ons lewe. Hy kry dit reg, dat ons 'n ander man vir 'n ander vrou oordeel. Dan sê hy, en ons weet, dat die wat oordeel van God, ek het my Bybel mooi van. Hy sê, ons weet dat die oordeel van God, na die waarheid is, oor wat skuldige dinge, sulke dinge doen. Of meen jy, o mens, jy wat oordeel, wat skuldig sulke dinge doen, dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Ek wil nie daaroor praat vanoggend nie, net vir die lees. Lucifer het dit reg gekry om vir my, Henry Warren, wat sê, ek is die predikant van Circle Ministries, so besig te hou met ander predikers, wat vals is. Hy het my so besig gehou met dit wat hulle verkeerd doen, dat ek nie na myself kan kyk nie. En ek sit en praat met my vrou op 'n tyd, in daai omgewing van tyd. En sy sê vir my, hou op, om so na ander mense te kyk, want dit veroorsaak dat jy jouself in die hel gaan beland. Toe het ek nie gepraat van mense wat ek van hou. Mense naby aan my. Nie my familie nie, maar mense wat weet wat die pad is. En my vrou sê, pas op, want jy is so gekonsentreer oor wat hulle verkeerd doen. Want jy gaan hulle nie oortuig nie. Jy gaan vir hulle die regte goed sê, maar hulle gaan nie luister nie. Jy gaan hulle vermaan, maar hulle gaan nie, want net die Heilige Gees kan 'n mens oortuig van reg en verkeerd. En as die persone nie reg en opreg is met hulle self nie, en met die Here nie, doen jy dit wat jy doen verniet. Ek wil na my skrif toe gaan. Ek het vanoggend vir u gesê, Lucifer het dit reg gekry om die mense te mislei. Hy kry dit vandag nog reg. My pa praat van koning wie? Josia. Wat 'n besluit gemaak het en gesê, ek gaan al hierdie afgodsoffers afbreek, altaars afbreek. Een man. En hy sê, dit was 'n moeilike taak. Ek wil vanoggend vir u sê, dis 'n moeilike taak om die afgodsaltaars in jou eie lewe af te breek.
Want ek het so tyd terug vir u gesê, ek moet myself verloor. En nou kom ons by die woord van die Here. As ek God nie kan dien, in die sigbare dinge nie, wat die woord van die Here vir my sê, God haat dit. Ek sê in die week vir my vrou, hoe kan ek my hande oplig in die kerk? En die allerheiligste God aanbid. Maar dit wat ek doen, haat God. Dit wat ek mee besig is 'n gruwel vir God. Hoe kan ek dan my hande oplig en dink ek aanbid God? Ek kan nie. Want ek wil vir u net waarborg. Of nie waarborg nie, waarsku, maar daar's 'n waarborg daarbey. Die skrif sê. Nie ek nie, die Bybel. Daar's 'n pad wat vir die mense reg lyk, maar die uiteinde is die weë van die dood. Kom ons gaan na die skrif toe. 1 Timoteus. Nee, ekskuus, dit is in Titus 2. Amper lees ek die verkeerde skrif vir die eerste keer. Maar ons kan foute maak, soos mens. Kom ons gaan terug. Titus 2 vers 1 tot 15 is die hele hoofstuk wat ek gaan lees. Maar ek gaan deel vir deel lees en ek vra vanoggend vir u, soos ek my hand in my eie boesem sit en ek vra Here, waar doen ek verkeerd dat ek u naam ontheilig? Wil ek vanoggend vir u vra, doen dieselfde. Ek gaan dalk op tone trap, maar dis nie ek nie, dis die skrif. Want ek kan u nie oordeel nie. Want ek staan in dieselfde bootjie as u. Ek moet myself oordeel. Want die skrif sê, hy wat homself oordeel, word nie geoordeel nie. Maar my oordeel moet ook reg wees. En ek gaan vir die skrif lees. Hy sê, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Hoor jy wat sê hy? Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Op 'n ander plek sê hy, wandel, of my woorde, dan wil ek dit sê, lewe die lewe wat by die bekering pas. Ja, dis wat hy sê. Spreek jy wat by die gesonde leer pas? Die ou manne. Nou ek is middeljarig. Die Bybel sê mos nou niks vir die middeljariges, hy sê iets vir die ou manne. So hierdie is nou vir julle, hoor. Moet nugter wees, skies. Die ou manne moet nugter wees. Waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Hoe werk dit? Wie is die ou manne? Wie van julle het kinders? Jy's 'n ou man vir jou kind, hoor. So ek is 'n ou man. As my kinders vra, "Daddy, hoe oud is jy?" en my vrou sê, "Oeh, jy's oud." Ja, ek's 'n ou man. Ek gaan weer vir julle lees. Die ou manne moet nugter wees. Waardig. Waardig vir wat? Waardig in my eie oë nie. Waardig in God se oë. Ingetoe. Gesond in die geloof. In die liefde. In die lydsaamheid. Nou wil ek vir u gou lees in 1 Korintiërs. Ekskuus. In Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 34. Wees nugter op die regte manier. En sondig nie. Want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot u beskerming.
ou manne, moet ek sê ouer manne, dan pas die middeljarige manne ook daarin. Wees nugter op die regte manier. Dit sê vir my, daar is 'n verkeerde manier. Want ek dink wanneer ek in die kerk van die Here kom en ek my hande oplig, dan is ek nugter. Maar hy sê, en sondig nie. Geen sonde, geen ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie. Want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskerming. Kom ons gaan terug. Na Titus toe. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadsprekers of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraars van wat goed is. Dit is nou nie moeilik nie, ek praat nie kwaad nie. O, genade. Jy weet, ek praat nou die dag met iemand en ek sê, jou skinder. Ek skinder nie, maar ek is besig om te skinder. Oeps. Ek sê vir iemand anders, hou op moan. Nee, ek het dit lankal afgelê. Maar ek is nog steeds besig om te mou. Pas op vir jouself. Want daar's geen leenaar soos 'n ou, so groot soos 'n ou wat vir homself lieg nie. 1 Timoteus 2 sê die volgende. Ons is nou met die vrou besig. Die man weet, hy dink hy weet wat hy doen. 1 Timoteus 2 vers 9 en 10 sê, so moet ook die vroue hulle versier met behoorlike kledingstukke. Daar word mos nie meer kleredrag gepreek nie, want dit is jy kan my nie oordeel nie. Ja. Gepaard met beskeidenheid en ingetoeheid, nie met vlegsels en goud en parels en kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Dit is ook nie so moeilik nie. Ek dra nie vlegsels en goue ringe en parels en kosbare goede nie, so ek is okay. Ek weer vir die lees. So moet julle vroue hulle versier met behoorlike kledingstukke, gepaard met beskeidenheid, ingetoonheid. Nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit die vrou betaam, godsvrug bely met goeie werke. My werke moet goed wees. 3 vers 11 sê, net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadsprekers nie, nugter, betroubaar in alles. As jy verder lees en sê aan jou eie man onderdanig. Nou wil ek net vra vanoggend, wat 'n voorbeeld is die ouer vroue? Kyk, 'n ding begin nie net vandag en almal is besmet nie. Jy gesien hoe begin 'n virus? Kom ons gaan terug na COVID-19 toe, waar dit begin? Ek dink in China. Ek dink so, ek is nou nie seker, ek wil ook nie lieg nie. Een persoon het die virus opgedoen. Toe hulle weer sien, toe is dit 10. Toe hulle weer sien, toe is dit 100. En toe hulle weer sien, toe is die hele land besmet met dit en almal het inperkings en almal probeer die virus ontdoom kry. So begin die sonde. Een vrou, een man begin ongehoorsaam raak aan die ware leer. Ek praat nie van wat ek dink is reg en wat ek dink is verkeerd nie. Ek praat van wat die skrif sê. En so het dit gekom jare terug, wat die vrouens begin langbroeke draai, terwyl die skrif sê God haat dit. Maar ek staan in die kerk en ek lig my hande op. En ek dink ek is aanvaarbaar by God. Weet jy wat het gebeur as ek die skrif lees?
mos God het vrouens ook in beheer gesit. Waar vrou 'n land regeer het, was dit as gevolg van God die land straf oor hulle ongeregtigheid. Hoe kan jy dit sê? Gaan lees die Bybel. Want dit was 'n skande vir 'n man, dat 'n vrou oor hom moet heers. Want die skrif sê, die man is die hoof. Dis God, Jesus, man, vrou. Daar's nie aan 'n order nie. Hoeveel vrouens in vandag so daar? En ek wil niemand benadeel nie. Wil nie net sê, kom ons kom terug na ons eerste beginsels toe. Loop en sê, ek het nie 'n man nodig in my lewe nie. Waar het begin? By iemand se oerouma wat ek altyd sê. Wat soos Isebel was. Wat mense mislei het. Ek het nie 'n man nodig nie. Ek kan alles doen wat die man moet doen. En Isebel het hulle mislei. En so het die virus ontkiem en oralsdeur versprei. En hierdie manne van vandag, wat die guts het om hulle eie, om die man te wees in die huis nie. Waar het dit begin? Het God jou nie die hoof gemaak om jou huis te regeer nie? Ag nee, weet jy wat sê hulle vandag? As die vrou happy is die man happy, dan doen hulle, laat los die vrou maar dat sy doen net wat sy wil. Wat sê die skrif? Vrou moet ingetoe wees. Hy sê, ek lees met die man en die vrou. Ek praat van sigbare dinge vandag. Niemand is hier uitgesny nie. Sodat, kom ons lees vers 3 net weer. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreker of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraars van wat goed is. Sodat hulle die jonge vroue kan leer om versigtig te wees. Hulle mans en hulle kinders lief te hê. Ingetoe te wees kuis, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou aan alles 'n voorbeeld van die goeie werk, wat onvervalslikheid in die leer, waardigheid, opregtheid, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestander beskaamd kan word en niks slegs kan hê om van jou te sê nie. Net gou daar stil staan. As ek in my eie lewe kyk, en hierdie Lucifer, wat ons almal so maklik beskuldig, voor God staan, kan ek regtig sê, daar's niks slegs wat hy van my kan sê nie. Ja, maar ek is net 'n mens. Ek val, ek maak foute. Dis mos wat ons verskoning is. En ons sal die skrif quoteer wat sê die Here vind by die engele dwaling, hoeveel te meer by ons wat hy se kontry bewoon nie. So ek is net bietjie besig met dwaling, ek is nou nie van die pad af nie. Hoe het jy jou hart so mislei, om ongehoorsaam te raak aan die waarheid? Of nie hoe nie, wie het jou hart so mislei? Hy sê verder, die diensknegt moet onderdanig wees aan hulle eie heer, en aan alles behaag, en nie teepraat nie. Nou, as ek daai net vat, en ek vat die skrif wat sê, geen leenaar
sal die koninkryk van God beerwe nie. Waar pas ek in hier? Geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek het vir u gesê, die grootste leenaar is die man en vrou wat vir homself lieg. Wat vir homself sê, ek is op my pad hemel toe. Maar ek weet, daar sekere dinge wat die Here my van gewaarsku het, wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie, en ek doen dit. Maar ek lieg vir myself en sê ek is op my pad hemel toe. Ek kan maar nou my asem uitblaas. Ek het dit hoeveel keer gehoor. Ag Here, kom haal my. Ek kan nie wag dat die Here my moet kom haal nie. En die oomblik wanneer die mens op sy sieke bed lê, dan vlug hy, ag Here, help my dat ek gesond word. Ek wil nie nou doodgaan nie. Want hier binne my is 'n stryd wat ek weet, ek lewe nie die lewe wat by die bekering pas nie. Want die kind van God, die ware kinders van God, kan nie wag vir die dag wat hy gaan kom nie. Want my lewe is in orde en ek weet ek is die skrifte gehoorsaam. Nie die pastore nie. Luister mooi. Ons is so geneig om na die pastore te kyk. Ons is so geneig om na die pastore te luister. Ons is so geneig om voor die pastoor 'n mooi voetjie te hou. Maar ek vergeet God wat die oordeler is. God wat rein en heilig is. Sy oë sien elkeen van ons elke dag van ons lewe. Kan niks van wegsteek nie. Vers 10 sê, hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God as vir ons verlosser in alles kan versier. Ag, dis mooi. Die leer van God in alles kan versier. Hoe doen ek dit? Terwyl ek besig is met die sonde. Hoe verheerlik ek 'n heilige God? 'n Jesus Christus wat vir my sonde aan die kruis van Golgotha gesterf het, wat uitgeroep het en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Terwyl ek besig is om keer op keer die spykers in sy hand te kap, weens die sonde wat ek doen, weens die ongeregtigheid wat ek toelaat, weens dit wat God nie behaag nie. Versier ek dan die heerlikheid van God vir die wêreld daar buite, dat hulle kan sien God lewe. Vers wat ek baie van hou, baie aanhaal, kom hier by te sprake. Sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldsbegeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die saligheid hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtighede en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. As ek na my eie lewe kyk, en ek vra nie myself nie. Ek vra die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees in opregtheid. Onthou ek het vir 'n skrif gelees wat gesê het in my woorde, ek moet dit op die regte manier. Daar is 'n verkeerde manier om jouself te oordeel.
En dit is om te dink, genade is genoeg vir my. God kyk verby hierdie klein vossies. Maar ek wil weer vir u vra, as ek in die sigbare dinge, terwyl Malagi 3 vers 18 sê, julle sal die onderskeid sien, tussen die regverdiges en die onregverdiges. Julle sal die onderskeid sien tussen die wat God vrees en die wat hom nie vrees nie. As ek dan in die sigbare dinge God nie kan verheerlik nie, hoe kan ek dit doen in die onsigbare? Terwyl ek luister na verskeie predikers, vra ek myself baie keer die vraag af, is die oorsaak dat die liggaam van Christus lyk soos hy lyk, nie die predikers van vandag nie. Sê die skrif nie ons moet mekaar leer nie. Maar weet jy wat gaan uit? Ons predik genesing. Ons predik, julle sal die Heilige Gees ontvang. Ons predik, hy sal jou sonde vergewe. Maar wat het geword van leer mekaar? Is die hele skrif nie deur God ingegee nie? Praat in die week met 'n persoon en hy sê, maar is jy nie kan jy nie die mense berisp nie? Ek sê kan. En ek vra dieselfde vraag, kan jy dit nie ook doen nie? Terwyl hy weet, die goed wat ek vir hom genoem het, is in sy huis. Ek kan. Maar die vraag is, wil jy? Wil jy vanoggend gehoorsaam wees? Nie aan die mens nie, maar aan die Gees van God en die Bybel. Duidelik sê die skrif in Hebreërs 5 vers 12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk drink, gebruik, is onvare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat die geesteliks vermoë besit, deur die woorde geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Ons sien onsself mos as volwassenes. Hoe sien God my? Ons hou daarvan om die mooi uit die Bybel uit te haal. Maar pas op, daar is 'n skrif wat ingeskryf is. Hulle sal mense soek om in die gehoor te streel. Omdat hulle die waarheid nie wil gehoorsaam wees nie, in my woord. Waar pas ons in? Ek wil vanoggend vir u sê, my bedoeling met elkeen van u is goed. Ek sê nie hierdie goed om mense op die vingers te slaan nie.
Ek sê nie die goed om mense se tone te trap nie. Maar weet jy wat maak my benoud? Ons almal verwag om hemel toe te gaan. Ek staan 'n tyd terug by 'n begrafnis van 'n jong man. Die prediker wat die begrafnis hou, stuur hierdie kind die hemel toe, maar sy lewe is so ver van God af as wat kon wees. Kom van 'n jol af, in 'n ongeluk en ek's dood. Maar ek's hemel toe. Dit wat aanvaarbaar is vir hierdie wêreld, is nie aanvaarbaar vir God nie. Wat my benoud maak, die moeder van daai kind sit in die gebou en sy hoor, my kind is hemel toe, so ek kan lewe soos my kind gelewe het en ek gaan hemel toe. Waar is die erns wat ek my in gees en in waarheid voor God moet bekeer, sodat hy die eer kan kry? Die dinge wat ek gedoen het, dit doen ek nie meer nie. Waar is dit? Ons lewe, asof ons vir ewig gaan lewe. Maar ek wil vir u sê vanoggend, daar kom 'n oordeelsdag wat God gaan staan en ek en u gaan geoordeel word oor die werke wat ek in hierdie tyd gedoen het. Dit wat die mense gesien het. En ek wil jammer wees om vir u te sê, dit wat hulle ook nie van weet nie. God gaan daar staan. Jesus Christus gaan daar wees. Ek wonder hoeveel trane gaan oor sy wange rol en sê ek het vir jou die prys betaal. Jy het nie nodig gehad om die hel te verdien nie. Maar jy wou nie hoor nie. Hoeveel keer in die Ou Testament het die Here gesê, ek wil jou soos 'n hen, kyk as my mekaar maak, maar julle wou nie. Wil ek vanoggend vir die vrou, hoe lank nog is ek bereid om met my lewe aan te gaan, soos ek aangaan? Hoe lank nog is ek bereid om te mislei te word, met die oudste misleiding wat daar kan wees? Julle het die skrifte. Julle het die profete. Ek kan nie daardie dag sê, ek het nie geweet nie. Ek wil die aanraai vanoggend, hou op om net na die predikers te luister. Hou op om aan te gaan met jou lewe asof jy reg is, terwyl jy weet, jy's verkeerd. Gaan terug na jou eerste beginsels toe. Ondersoek die Bybel en stel reg dit in jou lewe wat verkeerd is, want so seker as wat ek vandag voor u staan, gaan daar 'n dag kom wat ek my laaste asem gaan uitblaas. En wanneer ek voor die Here verskyn, is daar nie vir my verskonings nie. Gaan genade vir my genoeg wees. As ek weet, ek het 'n lewe gelewe wat God verag. Ek het 'n lewe gelewe wat doen dit wat God haat. Kan ek dan nog staat maak op genade? Terwyl hy vir ons die prys betaal het, wil ek vanoggend vir u vra, wat meer moet hy vir jou doen? Wat meer moet hy vir my en vir jou doen? Hy het sy lewe vir ons gegee. 'n vriend van my stuur vir my, bel my nou die dag, ek bel hom. En hy sê, hy staan in 'n plek. En daar's 'n vrou wat sing. En in my woorde gesê, ek kan nie alles onthou hoe hy dit gesê het nie, vra hy, wat is daar op hierdie aarde wat ek nie vir God kan gee?
Wat kan jy vir God gee? Hy stel nie belang in jou geld nie. Hy stel nie belang in jou kar nie. Hy stel nie belang in jou huis nie. Hy stel belang in niks aards wat ek nie vir hom kan gee nie. Kan jy onthou of ek het gesê het of ek het gedink het? God stel belang in gehoorsaamheid. Is ek gehoorsaam in God in alle opsigte in my lewe? En wanneer ek geval het, maak ek my saak reg met die Here of lewe ek maar die lewe en dink God sal verstaan? Hoe staan my saak vanoggend voor die Here? Ons wil almal die Here aanroep in die dag van benoudheid. Ek weet die Heer, die maak 'n weg vir my. Weet jy wat sê die liedjie? As ek altyd heilig lewe, nie somtyds heilig lewe nie, altyd heilig lewe, die sonde haat en na goedheid strewe. Maar ons lewe in die sonde. Ons is deel van die sonde. Ons lewe ongeregtige lewe. Maar wanneer ek bid, sal ek die woorde sê, Here, die woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid. U sal my uithelp en ek sal u eer. Ek sal u uithelp en jy moet my eer. Weet jy wat sê dieselfde vriend van my? Gaan lees in Daniël. Toe die koning Darius om in die leeukuil laat afsak. Sy mag die God wat jy geduldig deur eer jou uit hierdie put uithaal. Ek vra myself die vraag af. Eer ek God geduldig? Eer ek God geduldig in my lewe? Wanneer ek in die genotpotte van hierdie wêreld sit, vir die tyd geword dat ek my hand op my eie boesem sit en my voor God bekeer in gees en in waarheid. Hou op om die duiwel die skuld te gee vir alles. Want die duiwel gee jou net 'n opsie, is jou keuse. Hy bring die sonde en die misleiding jou pad langs. 2/3 van die engele het nie na Lucifer geluister nie, want dit was hulle keuse. Ongelukkig, in vandag se tyd wonder ek, of 1/3 van die mensdom God kies. Ongelukkig. Want die skrif sê, smal is die weg, en min sal hom vind. Toe Petrus vir Jesus vra, dink ek Petrus, is die wat gered word baie? In my woorde. Jesus vir hom gesê, stry hard om in te gaan. Want baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. Waar pas ek nie in? Is maklik om te sê, ek is 'n lid van Circle Ministries. Is maklik om te sê, ek het 2008 tot bekering gekom. Is maklik om die goed te sê. Maar getuig my lewe daarvan, dat ek God eer en vereer al die dae van my lewe. Die keuse lê vanoggend in u hande. Ek het altyd gehoor, Lucifer dwing jou. Hy dryf jou om die verkeerd te doen.
Ek wil vanoggend sê, ek dink dis 'n mens ingestelde ding. Net om die duiwel te manipuleer. Ag, om die duiwel te blameer. Want ons lewe in die tyd van keuse. Ek gaan in daardie dag nie my vrou kan sê, want as gevolg van haar nie. Gaan Heer die oordeler vir my vra, of die judge my vra, sy spreek oor Engelse woord. Het jou vrou jou gedwing om te sê nee of ja? Dis jou keuse. Ag maar Here, jy ken my omstandighede, hy weet van jou omstandighede, maar hy het in jou omstandighede gesê, jy het 'n keuse. Job sit en hy verloor alles. Hy het so ver gegaan en gesê, vervloek is die dag wat ek gebore is. Want hy het op die ashoop gesit. Mense het teen hom gedraai. Maar hy het nie 'n verkeerde woord teen God gesê. Hy sê, hoe kan ek die goeie van God vat, en wanneer die sleg kom wil ek dit nie. Dit is jou keuse vanoggend. Al gaan dit hoe swaar met jou. Weet jy wat is die begeerte van my hart? Om die hemel so vol as moontlik te kry. Ek hou van mense. Ek hou net nie van alles wat hulle doen nie. Maar weet jy wat? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het U net so lief. Maar die dinge wat ek doen, as dit nie sy goedkeuring gaan wegdra nie, gaan dit my nie red. Dis of reg of verkeerd. Tot sover. As jy by nou al moes jy 'n vaste spys geëet het, maar jy soek nog na melk. Waar staan ons vanoggend? Die uurglas is besig om uit te loop. Ons hoor baie dinge. Weet jy, ons wil benoud raak wanneer ons goed hoor. Maar nie een van ons weet wat die dag van môre inhou nie. Maar tog lewe ons asof ons môre gaan lewe. Hoe staan ek vanoggend voor die Here? Weet my lewe is net so. Dan sê God, genoeg is genoeg. Net so, in 'n oogwink, verby. Geen ander stories nie, dis verby. Wat gaan ek dan sê? Of vanoggend afsluit met hierdie woorde, en vir die sê as ek my asem uitgeblaas het, is daar nie meer bekering nie. Nou is die tyd. Nou is die tyd. Om te besluit, gaan ek God dien, of gaan ek aangaan met my lewe soos ek aangaan. Tot sover uit sy woord uit. Kom ons staan. Gaan ek my vrou vra vir ons die dienste vandag. Amen. Here, dankie vir die kans dat ons almal hier gesame was. Here, Here, dat U met ons sal wees in die week wat voorlê. Ek pleit, Here, hierdie woord wat uitgegaan het onder die bloed, Here, die prediker wat dit gebring het, Here, dat dit sal wees, dat dit sal die krag dra wat U wil hê dit moet dra, Here, en dat die vyand dit nie sal afweer van daar waar dit nodig is nie. Here, ek vra sien ons raak in hierdie week, Here, beskerm ons, bring ons weer op U bestemde tyd by mekaar. Vra op in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. En die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.